Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek wil baie graag met u 'n gedagte deel rondom Galasiërs 3 vers 13. Nou Galasiërs 3 vers 13 sê vir ons: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Nou hierdie teks kan 'n bietjie gekompliseerd wees om te verstaan. So ons wil graag weet wat beteken hierdie vers presies. Nou, ons moet om dit te begin verstaan, daar's twee dele. Daar's 'n Ou Testament, daar's 'n Nuwe Testament. Daar's 'n Ou Verbond en daar's 'n Nuwe Verbond. In die Ou Verbond moes hulle die wet hou. In die Nuwe Verbond is ons nie meer onder die wet nie. So wat gebeur het? Christus het gekom en hy het ons kom vrymaak van die wet. Luister wat sê Galasiërs 4 vers 4 en 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Goed, met ander woorde, Christus kom en hy koop ons los van die wet. Nou, as ons nou gaan kyk na die wet, dan sien ons die wet is God se absolute standaard. Met die wet is niks verkeerd nie, die wet is goed, die wet is weer eens God se standaard. Die probleem is net, ons as mens kan dit nie hou nie, en dit het honderde jare gevat, vir die mens om onder die wet te wees, onder die wet te lewe, om tot die punt te kom waar ons verstaan, ons het nie die vermoë om die wet te hou nie, ons kan nie die wet hou nie. Goed, nou wat in die Nuwe Testament gebeur het, en dit was die Nuwe Testamentiese kerk se probleem. Tot bekering gekom, die gemeentes is gestig, maar dan kom daar Judaïste. Judaïste is die ouens wat onder die wet was, en dan kom hulle in die gemeente, dan sê hulle, dis wonderlik dat julle nou tot bekering gekom het, maar nou moet julle die wet hou. Soos 'n tipe van heiligmaking. Kom ons noem dit maar jy moet die wet hou vir heiligmaking. En dat hulle hierdie mense teruggevat na die besnydenis, teruggevat onder die wet in, en dan was dit 'n ontsettende probleem geweest. So dis die Nuwe Testamentiese kerk se krisis, waarvan Galasiërs vir ons die bloudruk is van hierdie probleem wat daar was. Nou sê Paulus in Galasiërs, hy sê, wie het julle betower? Wie het julle getoer? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. So daar was 'n agteruitgang geweest van genade terug na die wet. En dit het hulle geestelike lewe geruïneer. Dit het hulle geestelike lewe heeltemal geruïneer. So, nou, as ons nou sê, die wet is goed, die wet is God se absoluut, die wet kan ons nêrens heen vat, die wet kan ons nie heilig, die wet kan net sonde openbaar, hy kan jou nie heilig nie, sê Romeine vir ons. Goed. Nou is die wet goed, en die wet is God se absolute standaard, en hy sê, ons is losgekoop van die vloek van die wet. Nou, hoe verstaan ons dit? As die wet goed was, hoe kan ons vrygekoop wees van die vloek van die wet? Dan sien ons, Deuteronomium 28 vers 26, dan staan daar, vervloek is hy, wat die woorde van hierdie wet nie hou, om dit te doen nie, en die hele volk moet sê, Amen. Goed, so hier kry ons die antwoord. Vervloek is elke een wat onder die wet staan en wat nie alles van die wet hou nie. Goed, niemand. Daar was net een persoon op hierdie aarde wat dit kon doen. Dit was Jesus. Hy kon die wet hou. Hy was die enigste een. Hy was die enigste een. So met ander woorde, as ek onder 'n wetsysteem in terugklim, ek praat met kinders van die Here, praat met mense wat gered is, wat die Here Jesus gevind het in hulle lewe, wat getuig dat die Gees saam met hulle getuig dat hulle kinders van God is. Ons praat vanaand met kinders van die Here. Dan sien ons, jy kan nie die wet hou nie. Geen mens het die vermoë om die wet te hou nie. En as jy dan onder 'n wetsysteem staan, en jy oortree een van die wette, dan is jy skuldig aan die hele wet, dan is jy 'n vervloekte. So met ander woorde, dan staan jy bekend as 'n wetsoortreder. Jy's nou een wat die wet oortree het. Nou het Christus gekom.
Daar's net hy wat die wet kon hou. Hy het hom gehou tot in perfeksie, die enigste een. En hy kom koop ons vry. Hy hang aan die kruis. Vervloek is elkeen wat aan hout hang, sê Galasiërs vir ons. En hy kom staan in ons plek. Hy vat die vloek wat ons in was, vat hy op hom en hy gee vir ons die seën. En hy kom hang in ons plek aan die kruis. Dit was waar ons moes gehang het. En hy koop ons vry van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Goed, nou Jesus is die enigste een wat die wet kon hou. Hy het nou binne in my kom woning maak. Hy's in my en ek is in hom. So sy werke word my toegereken. Toe Jesus aan die kruis gehang is, was ek in hom. God die Vader kyk na Golgotha en hy sien my. Hy kyk nou na my en hy sien Jesus. So Jesus is die plaasvervanger en hy kom staan in ons plek en nou kyk God na ons. En wanneer hy na ons kyk, dan is die bloed van Christus en die werk van Christus is my deel. En hy kyk na my en hy sien vir Jesus en hy sê, jy het die wet tot in perfeksie gehou, want Jesus se werk word my toegereken. En dan kyk ons na Galasiërs verder. Hy sê daar in Galasiërs 4 vers 20, en ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees om my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle dan nie wat die wet sê nie. Luister julle nie na die wet nie. En dan kom ons in Galasiërs 5 vers 18, waar hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Met ander woorde, jy word of deur die Gees gelei, of jy's onder die wet. So jy staan onder die wet in die vlees. Jy kan nie beide nie. Ongelukkig, dit is wat Galasiërs 5 sê. Jy kan nie beide, jy kan probeer om met die een voet by die wet en die ander voet by die genade te staan, maar dit sal nie werk nie. So, ek is of deur die Gees gelei, of onder die wet. En dan wil ek net weer, wat ek in die verlede al genoem het, net weer vinnig vir u noem, wat sê Galasiërs 5 vers 2 en 3. Hy sê, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Met ander woorde, teruggaan na die wet. Hy sê, dan is jy onder die vloek. As jy teruggaan onder die wet, is jy onder die vloek. Dan kanselleer jy Christus se werk vir jou. Dis geweldig. Hierdie is baie harde werklikheid. Hy sê in vers 3, en ek betuig weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Sien nie, as jy sou onder die wet wou staan, moet jy die hele wet hou. En as jy dan in een opsig gestruikel het, dan is jy 'n vervloekte, want jy kan dit nie doen nie. En dan die laaste, vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Jy kanselleer Christus se werk vir jou. So, ons wil nie onder die vloek van die wet staan nie, ons is in Christus. Ons kies om in hom te wees, in hom te bly, hom te vertrou vir die werk wat hy binne in my gedoen het en elke dag nog steeds doen. Ek bly van hom afhanklik. Ek is met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou in die vlees lewe ek met die geloof van die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En die vreugde van in hom te wees en te weet, sy werk is my deel. Die Here gee ons groot genade en hy help ons en hy dra ons dag vir dag en hy leer ons om in genade te lewe, in genade te bly en om te bly vertrou. Die Here help u en hy seën u baie ryklik.